Almal wat hier sit, weet dat Jesus weer gaan terugkom, né? Amen. As jy dit nie glo nie, dan het jy 'n probleem. Want Jesus gaan terugkom. Hy het die eerste keer gekom as die lam van God. Hy gaan die tweede keer kom om te oordeel. En dan gaan die groot troon wees. So Jesus gaan terugkom. En dis hoekom ons gesing het, Maranatha, want hy gaan kom. Vanoggend gaan ons so 'n bietjie kyk in Eksodus 14. So in Eksodus 14, hierdie gedeelte gaan oor die Israeliete wat uit Egipte getrek het en te staan gekom het voor die Skelfsee. En hier by die Skelfsee was dit vir hulle 'n groot probleem. God het die geroep van sy volk gehoor in Egipte. Hy het hulle swaar kry gesien en God stuur vir Moses om die volk te gaan uitlei. Die volk is op pad deur die woestyn na die beloofde land. In Eksodus 6 vers 7, gee God 'n belofte aan sy volk in Egipte. En ek sal julle bring in die land waaromtrent ek my hand opgehef het, om dit aan Abraham, aan Isak en aan Jakob te gee. En ek sal dit aan julle as 'n besitting gee, ek die Here. Die Here gee vir hulle 'n belofte waarop hulle kan staan. Hulle weet nie presies wat hierdie pad vir hulle inhou nie. Onthou, hulle kom uit Egipte uit. Vir 430 jaar was hulle in Egipte gewees. Daar's geleerdes wat sê dit is minder, maar as ons gaan kyk in die woord en dan sê dit 430 jaar, so ons werk op 430 jaar. As jy dink vir 430 jaar was hulle in Egipte gewees. Jakob en sy seuns het uit hulle land uitgekom, uit die streek uit, want daar was hongersnood gewees. So hulle het getrek na Egipte toe, hulle was 75 in totaal, toe hulle Egipte toe is. So en van daar af, vir 430 jaar was hulle in Egipte. Daai Egiptenaars het vir hulle verdruk. Maar God het vir hulle deur Moses woord gegee, en hulle trek volgens genigtig. En dis 'n nuwe laptop. Ekskuus julle. En ek het nou gehoop dit gaan nie gebeur nie, want hierdie draad is te kort. Okay, skets. Die ander een het altyd van die ander kant af gewerk. Dit dink ek nou hierheen gaan nou vanoggend, maar ek doen nie. So daar gaan ons weer. So God gee vir Israel woord deur Moses. En hulle trek volgens hierdie woord. Het die Here al vir jou woord gegee en vertrou jy hom? Soos wat Moses God vertrou het. Soos wat Abraham en Isak God vertrou het. Op God se woord pak die volk op en hulle trek. Wat die toekoms inhou weet hulle nie. Maar hulle vertrou God vir die uitkoms. Of doen hulle eintlik nie. En op 'n stadium sien hulle 'n stofwolk agter hulle. En hulle besef dat die Egiptenaars besig is om hulle te agtervolg en in te haal. En hulle word bang. Hulle kom nou net uit Egipte uit. God het wonders gedoen.
in Egipte. Hy verlos hulle van Egipte. Hulle is op pad na die beloofde land toe. En hier kom die Egiptenaars agter hulle aan, en God het vir hulle woord gegee, waarop hulle kan staan. En hier kom die Egiptenaars, en die woord sê hulle word bang. Vrees kom sit op hulle. Hulle trek vrees aan soos 'n kleed. Onthou, vrees is 'n gees. Dis 'n gees van die bose. Want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. So, hierdie vrees wat op hulle kom sit, hy sit net en wag om te kyk wat doen hulle met hierdie vrees. Wat gaan hulle doen met dit? Gaan hulle bang wees of gaan hulle dit weerstaan? Onthou, God het klaar vir hulle woord gegee, nê? Sy woord staan vas en sy woord is waar. En dan kom die vyand en hy bring vrees. Hy het dit in die tuin van Eden ook gedoen. Hy het gekom met vrees en twyfel. En die mens het verward geraak. Waar God sê, nee, ek het jou nie 'n gees van vrees gegee nie. Moenie bang wees nie. Dit wat jy sien, moenie bang wees nie. 2 Timoteus 1 vers 7, wat ek reeds gesê het, want God het ons nie 'n gees van vrees gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Ons moet heers oor vrees. Hoor wat sê God se woord. Genesis 4 vers 7. God sê vir Kain, is daar nie verheffing as jy goed doen nie? En as jy nie goed doen nie, die sonde lê en loer voor die deur. En sy begeerte is na jou. Na niemand anderste nie. Dit lê en loer voor ons deure. En sy begeerte is na ons. En dan sê God verder, maar jy moet daaroor heers. Die Here het ons nie 'n gees van vrees gegee nie. En ons moet daai ding aanleer. Ons moet aanleer om nie te vrees nie. Want dit is van kleintyd af daar. Jy word gebore met die vrees, omdat jy in sonde gebore word. Ons moet heers oor dit. Eksodus 14 vanaf vers 10 tot 12. Toe Farao naby kom, slaan die kinders van Israel hulle oë op en kyk. Daar trek die Egiptenaars agter hulle aan, en hulle het baie bang geword. Daarop het die kinders van Israel tot die Here geroep, en hulle het vir Moses gesê, het u, omdat daar in Egipte glad geen grafte is nie, ons saamgeneem om in die woestyn te sterwe. Wat het u ons nou aangedoen? Dat u ons uit Egipte land uitgelei het, en is dit nie die woord wat ons aan u in Egipte gesê het nie? Laat ons met rus. Dat ons die Egiptenaars kan dien. Want dit is beter vir ons om die Egiptenaars te dien, as om in die woestyn te sterf. Hoor wat sê hulle? Hoor wat sê die Israeliete vir Moses? In Egipte het ons swaar gekry, maar daar was geen grafte nie. Ons het nie in Egipte gesterf soos ons nou in hierdie woestyn gaan sterf nie. Die Egiptenaars gaan ons almal uitroei. Hulle gaan ons almal doodmaak. In Egipte het daar dalk 'n paar van ons gesterf, maar hier gaan ons almal op een slag sterf. So dis eintlik wat hulle vir hom sê. Dis wat hulle vir Moses sê. Daar was nie grafte nie, maar nou gaan daar grafte wees. Nou gaan ons sterf. Hulle gee vir Moses die skuld. Hulle vra vir hom, wat het jy ons nou aangedoen? God het woord gegee, nê? Hulle vra, wat maak jy nou? Wat gaan jy ons aandoen? Hulle murmureer teenoor Moses. Hulle het vir Moses daar in Egipte al gesê, want toe Moses Egipte toe gegaan het, en hy gaan praat met Farao, toe het Farao nog meer die Israeliete verdruk. En hulle sê hierso, ons het al vir jou in Egipte gesê, laat ons met rus, sodat ons die Egiptenaars kan dien. Hulle het al daar gekla. Wat 'n ondankbare volk.
Wat 'n ondankbare volk. Hulle roep na die Here om hulle te verlos van die Egiptenaars en die verdrukking waaronder hulle was. En die Here hoor hulle geroep. En God stuur een van hulle eie mense om hulle te verlos uit Egipte. En dan is hulle ondankbaar teenoor God wat besig is om te werk, om hulle te verlos. Ons lees verder vanaf vers 13, maar Moses het aan die volk gesê, wees nie bevrees nie, staan vas en aanskou die verlossing van die Here, wat hy vandag vir julle sal bewerk. Want soos julle die Egiptenaars vandag sien, sal julle hulle nie weer in ewigheid sien nie. Die Here sal vir julle stry en julle moet stil wees. Wat 'n geloofswoord gee Moses vir die volk. Dis 'n geloofswoord wat hy profeteer, want Moses was 'n profeet ook gewees. So hy profeteer hierdie woord. Hy gee weer vir hulle woord. Moses het by die brandende bos die almagtige God ontmoet, wat aan hom verskyn het, en hom gestuur het om die volk te gaan uitlei. Moses het in Egipte die wonderwerke aanskou wat God daar gedoen het, met die plaag, en die volk het dit saam met hom aanskou. Nie een van hulle was blind gewees nie. Hulle het alles gesien wat God gedoen het. Die volk het elke wonderwerk gesien, maar nou kla hulle murmureer. Maar Moses het bly vas staan in sy geloof in God, en hy spreek met die volk en sê hierdie woorde vir hulle, moenie bang wees nie. Staan vas en aanskou weer eens, want hulle het dit gesien, die verlossing van die Here. Die Here sal vir julle stry, julle moet net stil wees. So watter wonderwerke het die Here al in jou lewe gedoen? Waaruit het hy jou verlos? Waarvan het hy jou genees? Van watse wêreldse dinge het die Here jou vrygemaak? Die grootste wonderwerk wat gebeur as 'n sondaar tot bekering kom, het julle dit geweet? Dis die grootste wonderwerk. Nie eers as God iemand uit die doodheid opwek, is dit 'n groot wonderwerk nie. Die grootste wonderwerk is as iemand tot bekering kom, want 'n siel word gered vir die ewigheid. Vir die ewigheid. So wat het God al vir jou gedoen? Die woord sê dat die engele juig in die hemel van een sondaar wat hom bekeer. Daar is 'n blydskap in die hemel wat ons glad nie hier op aarde beleef nie. Ons besef nie hoe groot die bekeringswonderwerk werklik is nie. En dit is die waarheid. As iemand tot bekering kom, dan is dit maar net, baie geluk. Die woord sê, die engele juig in die hemel. Waar is ons vreugde? Waar is ons dankbaarheid as iemand tot bekering kom? Maar ons murmureer. Toe Josua die volk gelei het om Jerigo binne te val, moes die volk stil wees wanneer hulle om die stad Jerigo gestap het. Hulle mag geen geluid gemaak het nie. Vir 6 dae moes hulle stil wees en die 7de dag moes hulle die kreet gee. Hulle moes stil wees, want as hulle gepraat het, kon hulle dalk mekaar beïnvloed het met vrees. En begin murmureer. Is dit nie ons mense geneigtheid om negatief te praat nie? En dan verloor ons fokus. Dan begin ons mekaar te beïnvloed met ons woorde. En dan begin ons te twyfel en te vrees. En vrees pak ons aan. En ons begin te murmureer. Ons begin te kla. In plaas daarvan dat ons stil bly en op God wag. Dis hoekom hulle moet stil wees, toe hulle daar rondom gestap het. Want as hulle gepraat het, het die vlees ingetree. En dan kon God nie werk nie. So wees stil. Vers 15.
Toe vra die Here vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Die Here het klaar 'n opdrag gegee aan Moses en aan die volk, en nou kom Moses en hy roep na die Here. Het die Here nie klaar gepraat met die volk nie? Het God nie klaar gesê wat hulle moet doen nie? En God vra vir Moses, wat roep jy na my? Sê aan die kinders van Israel dat hulle moet wegtrek. Dalk het God klaar met jou gepraat, maar jy bly roep. Hoekom roep jy as God klaar vir jou woord gegee het? As God klaar gesê het, maak klaar met daai ding. Hoekom roep jy nog steeds? God praat verder met Moses. Vers 16, en jy hef jou staf op en steek jou hand uit oor die see en kloof dit, sodat die kinders van Israel dwars deur die see op droë grond kan trek. Dit wat God van Moses gevra het, was nie vir Moses vreemd nie, want in Egipte het hy al klaar sy staf gebruik. Hy het al klaar God se wonderwerke gesien. So, nou dat God praat, nou doen Moses. Hoekom kan ons nie? Hoekom kan ons nie net 'n ding neersit nie? Hoekom kan ons nie net daai ding los nie? Maar ons moet murmureer en ons moet weer na God toe gaan. Vers 17. En kyk, ek sal die hart van die Egiptenaars verhard, sodat hulle agter hulle aangaan. En ek wil my verheerlik aan Farao en sy hele leermag, en sy strydwaans en sy ruiters, en die Egiptenaars sal weet dat ek die Here is, as ek my verheerlik aan Farao, aan sy strydwaans en aan sy ruiters. En die engel van God wat voor die leer van Israel uitgetrek het daar weggegaan en agter hulle gaan intrek. En die wolkkolom het ook van voor af weggetrek en agter hulle gaan staan. Vandat die volk uit Egipte getrek het, was God met hulle. Hy was saam met hulle in Egipte, maar toe hulle trek, toe is God saam met hulle in die woestyn. Die engel van God gaan staan agter hulle. Die wolkkolom beweeg agter hulle. Hy gaan staan tussen sy kinders en die vyand. Sê God nie in sy woord dat hy ons nooit sal begewe en nooit sal verlaat nie? Staan ons op sy woord. God was die hele tyd saam met hulle. Die engel van die Here het voor hulle van vooraf agtertoe geskuif. Vers 20. So het dit dan tussen die leer van die Egiptenaars en die leer van Israel ingekom. En die wolk was daar met die duisternis en dit het die nag verlig, sodat die een nie naby die ander gekom het die hele nag deur nie. So aan die Israeliete se kant was dit lig en aan die Egiptenaar se kant was dit donker. Amazing. God doen nog steeds 'n wonderwerk. Vers 21. Toe steek Moses sy hand oor die see uit en die Here het deur 'n sterk oostewind die see laat wegvloei, die hele nag deur en die see droog gemaak en die waters is gekloof. En die kinders van Israel het midde in die see getrek op droë grond. Op droë grond. Daai water lê al vir baie lank daar. Daai water is tot binne in hoeveel meter gesouk. Hulle trek deur op droë grond. En die waters was vir hulle 'n muur aan hul regter en aan hul linkerkant. Toe die Egiptenaars hulle gejaag en agter hulle aangetrek, al Farao se perde, sy strydwaans en sy ruiters, die see in. En in die môrewaak het die Here in die vuur en wolkkolom op die leer van die Egiptenaars afgekyk en die leer van die Egiptenaars in verwarring gebring. Geen mens kan dit doen nie. Geen mens kan 'n ander mens in verwarring bring nie, net God kan. Hulle het nie geweet watter kant toe nie. Hulle het nie geweet wat om te doen nie. Ons moet God vertrou. Partykeer is die vyand hier op ons hakke. En ons dink dis nou. Hierdie slang gaan my nou pik in my hakskeen en dan gaan ek sterf. Daai vyand is partykeer so naby. Jaco sê altyd as 'n mamba jou pik, dan gaan soek jy 'n koelteboom. Want in die son gaan jy baie vinniger stink. Nee.
Want hy gewerk vinnig. En partykeer dan dink ons, daai mamba is hier by ons en hy gaan vir ons nou pik, ons gaan nou sterf. Maar God is met ons. Die Here veg vir ons. Die Israeliete het seker gedink, toe hulle so terugkyk en hulle sien hierdie see wat oop is, en daai grond is droog. En hier kom die Egiptenaars, het hulle gedink dit is klaar met hulle. God het nou net 'n wonderwerk gedoen. En hierdie see het oopgegaan, maar hier kom die vyand. En hy is op hulle hake. En hulle gedink dit is klaar met ons. Wat gaan die Here nog doen? Hierdie vyand gaan ons doodmaak. Maar God se gedagtes is nie ons gedagtes nie. En God se wil is nie ons wil nie. Die Israeliete het daardie dag met hulle eie oë weer eens gesien hoe groot en almagtig God is. Vers 25, en hy het die wiele, hoor wat doen God? En hy het die wiele van hulle strydwaans laat insak en hulle met moeite laat voortgaan. Toe sê die Egiptenaars, laat ons van Israel af wegvlug, want die Here stry vir hulle teen die Egiptenaars. Dit was te laat. As God intree teen jou vyand, is dit te laat vir die vyand. Ek waarborg jou dit vandag. Ek het dit gesien in my eie lewe. As die Here vir jou intree, het die vyand nie meer grondgebied nie. Amen. Daarop sê die Here vir Moses, steek jou hand uit oor die see, dat die waters kan terugvloei oor die Egiptenaars, oor hulle strydwaans en oor hulle ruiters. En Moses het sy hand oor die see uitgesteek en die see het teen dagbreek in sy bedding teruggevloei en die Egiptenaars het dit tegemoet gevlug. So het die Here dan die Egiptenaars binne in die see gestort. Hoekom het God nie sommer die Egiptenaars doodgemaak nog voordat hulle by sy volk kon uitkom nie? Hy kon dit gedoen het. God is almagtig, hy kan dit doen. Hy kan 'n mens van hierdie aarde af wegvee. Maar God doen dit nie. Want hy wil hê die Egiptenaars moet weet wie hy is. Hy's 'n God, 'n waarmaker van sy woord. Hy's die lewende God. En Israel moes dit sien. Want hulle moes weet wie God is. Onthou, hierdie Israeliete kom uit Egipte uit. Hulle denke is Egiptenaars. Die afgode wat daar was in Egipte, was nog hier gewees. En hier in hulle harte. Vir 430 jaar het hulle al hierdie afgode gesien. Hulle het hierdie tempels gesien. Hulle het alles gesien in Egipte wat nie in God se wil was nie. Dit was so ingeprent in hulle die wêreldse goed. So God moes iets doen om hulle terug te kry by hom. Laat hulle in hom sal glo. Vers 28, en toe die waters terugvloei, het hulle die strydwaans en die ruiters van Farao se hele leermag, wat agter hulle die see ingetrek het, oordek. Geen een van hulle het oorgebly nie. Nie 'n enkele siel van daai Egiptenaars het oorgebly nie. God het almal vernietig. Maar die kinders van Israel het binne in die see op droë grond getrek. En die waters was vir hulle 'n muur van hulle regter en aan hulle linkerkant. So as jy hierdie prentjie sien, God maak hierdie see oop. Hier is water en hier is water. Die Egiptenaars kan nie links of regs omgaan nie. Hulle moet deur hierdie see gaan. Hulle moet agter die Israeliete aangaan. Daar's geen ander weg vir hulle nie. So het die Here Israel dan die dag uit die hand van die Egiptenaars verlos. En Israel het die Egiptenaars dood gesien aan die kant van die see. Hulle het met hulle eie oë gesien. Ook het Israel die magtige daad gesien wat die Here aan die Egiptenaars verrig het. Toe het die volk die Here gevrees en geglo in die Here en aan Moses sy knegt. Die Here moet altyd net eers iets doen sodat ons oë kan oopgaan. Ons kan hom nie net onvoorwaardelik vertrou nie. Hy moet altyd iets doen dat ons kan sien wie hy is. As die Here die oorwinning gee, sal jy jou vyand nie meer sien nie.
Hy sal weg wees. Want as Jesus jou vry maak, maak hy jou waarlik vry. God doen nie halwe werk nie. God maak klaar wat hy begin het in jou lewe en ook in die van die vyand. God is 'n waarmaker van sy woord. Staan jy vanoggend op God se woord of doen jy nie? Staan jy op sy beloftes of doen jy nie? Want ons kan net die vyand verslaan deur God se woord. Dis al wat ons kan doen. Die woord keer nooit ledig terug na God toe nie. Elke belofte in God se woord is ja en amen. Dit sal so wees. Waar is jy vandag in jou geestelike wandel of selfs in jou fisiese wandel? Watter see lê voor jou? Murmureer jy nadat God reeds wonderwerke gedoen het in jou lewe? Of God is besig met 'n wonderwerk in jou lewe, maar jy sien dit net nie? Vertrou jy God vir die uitkoms? As kinders van God is ons op pad beloofde land toe. Wat is daar wat jy vanoggend moet los? Die Here het klaar gepraat. Ons moet net luister en doen. Moenie terugdraai na die kospotte van Egipte as die Here jou klaar verlos het nie. Moenie terugdraai nie. Die Israeliete wou terugdraai. Moenie terugdraai nie. Jy gaan dit verloor. Jy gaan die dood ingaan, die ewige dood. Los daai ding wat jou terughou om in God se volheid te wandel. Los daai ding. Dis nie die moeite werd nie. Hoekom wil jy vashou aan iets wat God jou wil losmaak van? Hoekom wil jy vashou aan dit? As jy die vryheid van die Here kan ervaar in jou lewe. Die woord sê dat 'n hond draai terug na sy eie braaksel en 'n vark gaan rol in die modder weer. Ons is nie honde nie, en ons is nie varke nie. Moenie teruggaan na jou eie braaksel toe nie. Moenie gaan rol in die modder nie. Kom uit dit uit. Jesus het klaar vir jou betaal vir dit. Moenie teruggaan na Egipte toe nie. Jesus het die prys klaar betaal. Hy het gesê dit is volbring. So hoekom sukkel ons nog so? Ek sluit af. Verwyder alles wat in jou pad is, wat 'n hindernis is, sodat jy die wedloop kan voltooi, sê Paulus. Kry jy goed uit jou pad uit. Ons is besig met 'n pad van saligmaking, van heiligmaking. As jy kind van God is jy op hierdie pad. En jy gaan hierdie pad stap, totdat jy in die beloofde land is. Daar gaan nie vir jou 'n ander weg wees nie. Daar gaan dinge oor jou pad kom wat dit gaan moeilik maak. Mense gaan jou seer maak. Daar gaan dinge kom wat jy gaan dink, maar hierdie vyand is nie by my hake. Wat gaan ek nou maak? Staan op God se beloftes. Hy het klaar gepraat. Hy het klaar gepraat. Moenie murmureer nie. Wees stil en wag op God. Partykeer is ons monde net te vinnig. Sit te wag voor jou mond. Bly stil en wag op die Here. Hy sal die uitkoms bring. Hy sal. Kom ons bid saam. Abba Vader, so baie dankie Here dat U met ons is. Here, partykeer is die vyand hier by ons. Maar Here, U is in ons. En hy wat in ons is groter as hy wat in die wêreld is. En Here, ons is meer as oorwinnaars in U. En Here, ons is tot alles in staat deur U wat ons krag gee, Here Jesus. U het dit reeds aan die kruis vir ons gedoen. Ons hoef nie daai kruis te dra nie. Here, U het dit klaar betaal. U bloed het klaar gevloei. U liggaam was reeds gebreek gewees vir ons. Vader, ek bid dat U ons sal vergewe elke keer wat ons murmureer. Elke keer wat ons teruggaan na U toe en U het klaar gepraat.
Vader, dat ons sal stil bly en sal wag op U. Vader, ek bid dat U met ons sal wees in hierdie dag verder. Here, dat U vir ons sal seën, dat U elkeen van ons sal seën, ons huisgesinne. Here, in hierdie week wat voorlê, dat U ons sal seën. Vader, ek bid dat ons oë gefestig sal hou op Jesus Christus, die begin en die volëinder van ons geloof. Here, dat ons sal vas staan in ons geloof, dat ons U sal vertrou. Here, aan U kom toe al die lof en al die eer. Here, mag U verheerlik word deur U kinders, in Jesus naam. Amen. Ja, goeiemôre.